Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. 'n Baie goeie vriendin van my vertel my gister iets wat my laat glimlag het. Ons praat so oor iets en sy sê, "Everything you can do, I can do better." Met die eerste aanhoor klink dit amper half arrogant, amper soos iemand wat wil wys hy is beter as iemand anders. Maar toe verduidelik sy vir my wat sy eintlik bedoel daarmee. Sy sê, "Maak nie saak hoe mense my behandel nie. Ek gaan kies om die beter mens te wees." En skielik verander daardie sin heeltemal. Want dis nie 'n kompetisie van ego in die lewe nie, dis 'n kompetisie van karakter. Ons leef in 'n wêreld waar almal voel hulle moet terugkap. As iemand jou kritiseer, kritiseer jy terug. As iemand jou uitsluit, doen jy dieselfde. As iemand lelik is, dan voel jy amper geregverdig om nog leliker met hulle te wees. Maar wat gebeur eintlik? Jy begin soos die persoon word wat jou seer gemaak het. Dis amper soos modder gooi. Jy dink jy wen die geveg, maar uiteindelik staan albei van julle vol modder. Jesus het heeltemal 'n ander pad vir ons gewys. In Lukas 6 staan daar, julle moet julle vyande lief hê, goed doen aan die wat julle haat, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle sleg behandel. Dit is waarskynlik een van die moeilikste opdragte in die Bybel, maar miskien ook een van die mooiste en bevrydendste verse. Want wanneer jy aanhou goed wees, al is die ander persoon nie goed met jou nie, gee jy nie beheer van jou karakter oor aan iets of iemand anders nie. Moderne sielkunde praat van emosionele volwassenheid. Dit beteken jou waardes bepaal jou reaksie, nie ander mense se gedrag nie. Jy tree nie mooi op omdat hulle dit verdien nie, jy tree mooi op omdat dit is wie jy kies om te wees. Dis eintlik 'n ongelooflike vryheid. Oosterse wyshede sê iets soortgelyks. Hulle leer dat haat soos 'n warm kool is wat jy vashou met die hoop om iemand anders daarmee te gooi en te brand. Maar intussen is dit jou eie hand wat brand. Daarom is vriendelikheid nie swakheid nie. Dis selfbeheersing, dis innerlike krag. Paulus sê in Romeine 12, moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Let op wat hy sê. Hy sê nie die kwaad bestaan nie. Hy sê nie jy moet maak asof mense jou nie seer maak nie. Hy sê eenvoudig, moenie toelaat dat die kwaad jou verander in iets wat jy nooit wou wees nie. En toe dink ek aan die mooi woorde van Moeder Teresa. Sy het gesê, mense is dikwels onredelik, onlogies en selfsugtig. Vergewe hulle in elk geval. As jy goed doen, sal mense jou dalk van selfsugtige motiewe beskuldig. Doen in elk geval nog steeds die goeie. Hoe ongelooflik waar is dit nie? Soms gaan mense jou vriendelikheid misbruik. Soms gaan hulle jou ignoreer. Soms gaan hulle dit nooit eers raak sien wat jy vir hulle doen nie. Maar die vraag is nie of hulle verander nie. Die vraag is, het jy nog dieselfde mooi hart waarmee God jou geskep het? Want uiteindelik is jou karakter jou grootste nalatenskap vir jouself en die wêreld rondom jou. Nie hoeveel argumente jy gewen het nie, nie hoeveel mense jy terugbetaal het nie, maar hoeveel lig jy gebring het in donker plekke in mense se lewe. Die wêreld leer, as jy my slaan, slaan ek harder terug. Jesus leer, moenie die donker mens word nie, word die lig. So miskien moet ons almal hierdie woorde effens verander. Everything you can do, I can do kinder. I can do wiser. I can do met meer liefde. Want dis hoe God met ons werk. Hy het nie ons sonde met meer sonde beantwoord nie. Hy het dit met genade beantwoord. En dalk is die mooiste oorwinning nie wanneer iemand anders verloor nie, maar wanneer jy, ten spyte van alles wat met jou gebeur, steeds besluit om 'n goeie mens te bly. Want dit is nie net mooi nie, dit is God se manier. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.